is machtig, Heere, Heer, ons wil U naam vereer, want U is God alleen. U is God alleen. U ken ons harte en U wil dit sien. En al die planne van die mens verander nie U wens, want U is God alleen. U is God alleen. U is die Een met ons verhoog die troon. Laat elke mond bely dat U wat ons bevry, want U is God alleen. U is God alleen. U skink ons vrede tot in ewigheid. Dit is U wat ons verlang, ophoud dit in ons sang, want U is God alleen. U is God alleen. U is die met rus brand op die troon. Laat elke mond bely, dis U wat ons bevry, want U is God alleen. Hy's definitief aan en hy's nie op mute. Kan ek nou ook daar sê? Dis vir my baie vreemd. Hoorie so, vriende, kyk, dit begin nou so. Dit beteken dat van nou af kan dit net beter gaan. Nee, as mens op 'n laagtepunt begin, dan kan dit net beter gaan. Dit dadelik sê, jy moet nou maar simpatie hê met Ruben, hulle daar met die klank en goed. Hulle moet sorg dat die musiek werk, hulle moet sorg dat ek gehoor word, en hulle moet sorg dat daar buite ook iets gebeur. So, en dan wil ek vir julle ook sê wat hierso sit in julle kerkklere, innige meegevoel en simpatie, dat julle so moet lyk en hier moet sit, terwyl daar buite is die rook van die houtvure aan die trek. So, ek wil jou uitnooi, as die reuk jou vang, moenie sonde doen en my verwens nie. Stap rustig uit, ek gaan nie aanstoot neem nie. Wie weet, dalk het ek ook 'n behoefte om uit te stap. Goeiemôre en baie hartlik welkom, vriende. Ek wil nou net sê, ek stou heeltemal van my trolley af. Ek is nie seker waar ek moet begin nie, maar kom ons kyk.
Nou, dis nog besoekers ook vanoggend hier, so, ons is nie altyd so die mekaar nie, hoor, dikwels gaan dit beter. Goed, vriende, wat ek net wil uitlig is die volgende. Die advertensies of die kontak rol nou mos daar, so ons gaan nie nou weer alles herhaal wat daar staan nie. Ek gaan dinge uitlig. Die eerste wat ek wil uitlig is dat Dinsdagmiddag 4:00 is gemeentevroue wat in verskillende groepe bestaan. Groep 11 kom Dinsdagmiddag by mekaar. Ek wil dit graag net uitlig. En dan volgende Vrydag, die 6de Maart, is Joshua na die reën tree dan hier by ons op. Dis iets wat ons in die gereformeerde kerk saam doen. So as jy nog nie kaartjies gekoop het, die vriende kry gerus kaartjies, daar is nog beskikbaar. En ek is oortuig daarvan dit gaan 'n goeie geleentheid wees. So dis Vrydag aand en is 18:30. Volgende wat ek wil uitlig, dit is nou nogal belangrik, en dit is dat agter die orgel is Hanlie Dobel, ons nuwe orgelis. Sy is van vandag af, is sy aangestel in die plek van Adelaide. Dit beteken nie dat ons Adelaide nie weer gaan gebruik as sy beskikbaar is nie, maar Hanlie is van nou af die orgelis van die gemeente. Baie welkom nou in hierdie hoedanigheid ook, Hanlie. En ons het jou al leer ken en ons hoop dat dit vir jou en vir ons regtig 'n vreugdevolle verbintenis gaan wees en laat ons saam met mekaar iets van die Here se heerlikheid ook in ons musiek sal laat getuig van. Baie, baie welkom en baie dankie. En dan die ou bekende musiesie wat vanoggend saam met haar daar is. Baie dankie dat julle ook vanoggend so ietsie spesiaals maak van hierdie oggend. En dan hierdie ryke rose, hier van bo af, is dit vir my 'n mooi gesig saam met die kers wat brand. Baie, baie dankie vir elkeen wat hierdie geleentheid die moeite werd maak. Vriende, en dan weet jy nou, na die tyd het ons potjie kos, daar's genoeg kos. So kom in elk geval en betaal later is ook reg. Maar u is meer as welkom na die erediens om lekker saam te kuier. Ons kuier in die parkeerterrein, so nie hierso aan die linkerkant nie, maar daar aan die parkeerterrein. En vir almal wat hulle baie kostuums saamgebring het, is hier ook 'n waterglybaan. Wys vir die kinders hoe 'n mens ordentlik gly op so 'n waterglybaan. Goed. Dit is al wat ek wil uitlig. Wat ek volgende gaan doen, is om aan u te noem wie's die persone van wie ons bewus is, wie ons wil vra dat ons voorbidding doen asseblief, en daarna gaan ek 'n paar oomblikke gee vir stilte, en dan gaan ek voort met die erediens. We vra dat ons in ons gebede dink aan Barbara Leroux. Sy is ontslaan uit Suid-Afrikaans, uit intensief, maar sy het baie rus nodig. So, haar dogters het ook gesê, hulle sal vir my laat weet, as ek by haar kan besoek doen. Dit gaan alright, haar gees is gesond, en sy het baie planne, as sy weer haar kragte herwin het, maar bly asseblief dink in die gebede aan haar. En dan is Tia Smith die afgelope week opgeneem, met 'n baie hoë infeksietelling in Pretoria Oos Hospitaal, en dan Lucille Groenewald van Linwood Oord is ook weer in Suid-Afrikaans opgeneem. Sy is van tyd tot tyd baie kort asem, tot op so vlak dat dit nogal krities is, en dit is nou weer so geleentheid. So sy is in die hospitaal, hulle net kyk of hulle weer haar longe genoeg lug kan laat inneem. Goed vriende, ek dink dit is min of meer al. Ruben, ek gaan regtig nie so staan en preek nie, ek gaan hierdie ding nou neersit, en my stem is sterk genoeg, dat dit tot by julle gaan uitkom, maar ek kan nie so staan en preek nie, ek is jammer. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil vriende, en dan stel ons in op volgende se diens.
Gemeente van die Here Jesus Christus in Linwood. Ons begin hierdie erediens, sit dit voort en sluit dit af in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Daarom, vriende in die Here Jesus Christus, mag daar vanoggend vir elkeen van julle genade en vrede en oorvloed wees, deur julle kennis van God ons Vader, Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons loof die Here deur Psalm 100 strofe 1 tot 3 te sing. Ons sing dit staande, en as ons dit klaar gesing het, kan die sitplekke inneem asseblief, vriende. Nou wil ek gou vir die kinders vra, wil julle gou hier voorkom sit? Asseblief, as julle wil, kan julle hier voor by my kom sit. Ernst, ek weet ek het vergeet van jou aankondiging, maar jy kan dit nou kom doen. Ja, jy kan dit nou kom doen en dan kan ek so lank die verhaaltjie wat ek gaan vertel opswat. Goeiemôre gemeente, ek hoop dit gaan goed. Net 'n herinnering, ons het volgende Sondag gedurende die erediens, ons het maar gedink, ons wil almal moet dit bywoon, so wel almal wat wil kan dit bywoon, dat dit nou nie nog 'n uur of 2 na kerk aangaan nie, maar ek dink dit is 'n baie belangrike geleentheid. 'n Maatskaplike werker gaan met ons kinders en die kinders wie se ouers wil saam sit. Eintlik dink ek ten minste een van die 2 ouers moet hierdie sessie waarskynlik bywoon, en dis om kinders te leer wat is 'n veilige geheim en wat is 'n onveilige geheim. So ons gaan in die saal wees, van 9:00 af gaan die kleuters tot die graad 2's in die saal wees, van 9:00 af tot 9:30, en dan wanneer die kinders dan met die kindermoment uitgaan, die res graad 3 tot 6, dan gaan die tweede sessie van 9:30 tot 10:00 wees met daai groepering. So dan kan die ouers wat daar wil saam gaan, saam met die kindermoment uitbeweeg. Dit is 'n baie belangrike sessie, want dit hou ons kinders veilig. Ek dink ons lewe in 'n wêreld waar ons weet nie regtig waar ons kinders alles aan blootgestel is nie, maar hier is 'n geleentheid wat 'n maatskaplike werker vir ons kinders die toerusting gee om self te kan praat oor goeie wat hulle ongemaklik maak. So ja, ek dink dit is baie belangrik, so probeer asseblief bywoon. En as jy van jou vriende of mense ken wat nie so is vandag nie, ek sal dit op die groepe ook bemark, maar probeer asseblief om almal aan te spoor wat nie so is nie, om ook by te woon. Goed, dankie Fanie. Perfek. Daar's hy. Hoe gaan dit met julle? Goed, het jy mooi gekyk vanoggend? Ja, uitstekend. Wie van julle kan vir my sê, waar in die Bybel lees ons van die 10 gebooie? Kom ons dink 'n bietjie. Ja, dit is nogal klein mannetjies en vroutjies, 2, 4, 5. Maar ons praat oor die 10 gebooie, nie 5 mannetjies en vroutjies nie. Raai 'n bietjie, waar staan dit?
Julle al gehoor van 'n boek soos Exodus? Het julle al gehoor van Exodus? Jy het, Isabella, jy het net vir 'n oomblik vergeet, ja. Exodus 20, vers 1 tot 17, né? En dan in Deuteronomium 5 staan dit ook, maar ons gaan nou maar net by Exodus hou. Exodus, en hoeveel gebooie het die Here vir ons gegee? 10, inderdaad, 10. Hoekom 10? 2, dis die samevatting van die wet. Nee, dis in Matteus 5, kry ons die samevatting van die wet. En dan sê Jesus, die hele wet kan ons saamvat in 2 gebooie. So jy's heeltemal reg. Nee, kyk, julle warm nou behoorlik op, né? So ons het 10 gebooie. En wat is die bedoeling van die gebooie? Hoekom het die Here vir ons gebooie gegee? Is dit om die lewe boring te maak? Ja. Nee, dit voel partykeer nogal so, né? So jy's nie so verkeerd nie. Isabella, wat wou jy sê? Dis daarom vir ons te sê wat ons mag doen en nie mag doen nie. Nou wonder ek, as ons bietjie ding aan verkeersreëls, né? 'n Verkeersreël, en ek weet in Suid-Afrika geld dit nie, maar in ander lande geld dit wel. As 'n verkeerslig rooi is, wat moet ons doen? Ja, stop, inderdaad. En hoekom moet ons stop by 'n verkeerslig, by 'n rooi verkeerslig? Sê gou weer. Presies, daar loop mense voor ons verby oor die pad en daar ry ander voertuie oor, né? Dis hoekom ons stop by 'n rooi lig. So rooi lig se bedoeling is nie om ons lewe mislik te maak nie. Dis bedoel om ons lewe veilig. Ja, inderdaad, dis bedoel om ons lewe veilig te maak. Ons het eendag van die restaurant af gekom en toe ry 'n ouetjie so by die pad, toe ry hy amper in die kar. Ja, In die middel van die kar. tref die kar amper in die middel. Hulle kom eendag aand van 'n restaurant af, ou jaag net oor die verkeerslig en amper in hulle in. Nee, mens skrik nogal groot. So, die 10 gebooie is amper soos verkeersreëls. Dit is om ons veilig op die pad te laat voel. Nou die 10 gebooie wil vir my en jou veilig op die pad laat voel. Veilig in hierdie lewe laat voel. Laat ons na Jesus toe kan gaan. Dit is inderdaad so, maar dit is net so belangrik, laat ons al hierso leef, soos Jesus gesê het ons moet leef, né? En dis hoekom die ander teks wat ek vanoggend hier met die groot mense saam gaan doen, is Filippense 2 vers 5 tot 11, wat sê toe Jesus agterkom, maar ons neem mekaar nie so baie in ag nie. Ons hou nie by die reëls wat die lewe vir ander mense lekker maak nie. Toe hy ons kom wys hoe om dit te doen. Goed, so as jy in die toekoms aan die 10 gebooie dink, dan dink jy daar aan die 10 gebooie maak nie die lewe, en as ek Hoog-Hollands kan gebruik, boring nie. Die 10 gebooie maak die lewe veilig. En dit, as jy hou by 'n lewe soos die Here ons leer, dan maak jy die lewe verander om jou lekker. En dis die bedoeling daarvan. Kom ons sing. Ek kan nou nie die lied onthou nie, maar julle moet asseblief saam met my sing, want ek sing vals. So julle moet my dood sing. Lied 543, gemeente, ons bly net so sit terwyl ons hierdie lied sing. Laat ek groot word tot U.
omdat julle omtrent elke Sondag hier is, en party Sondag hierdie verhoog hierso, vol sit. Voel groot mense. Dit maak sin om kerk toe te kom. Dis die moeite werd om kerk toe te kom. Die feit dat julle doen wat die Bybel sê, moenie onderlinge byeenkoms van die gemeente nie gering ag nie. Maak dat ons groot mense voel daar's hoop. Julle inspireer ons. Dankie dat julle ons vanoggend weer inspireer het. Nou kan julle draf na julle klassies toe. Baie dankie vir julle jonges wat hulle so mooi begelei. Goed, kan ek saam met julle kom? Kan ek? Okay, nee, as Dominee Ernst spreek, gaan ek maar eerder bly, hoor. Ruben, is jy nou okay? Ja, sy, okay. Ek ook, hoor. Vriende, ek gaan die skriflesing doen. Dit kom uit Filippense 2 vers 5 tot 11. Ek gaan dit deurlees vir ons. Daarna gaan ons, terwyl ons so sit, 'n toewydingslied sing en dan sal ek na aanleiding van die teks bietjie oor die boodskap van hierdie gedeelte gesels. Ek lees Filippense 2 vers 5 tot 11. Ek lees dit uit die 2020 vertaling. Dit staan bekend as die Christus hymne. Dis een van die liedere wat gesing is deur die gemeentes voordat Paulus se briewe geskryf is. Met ander woorde, hulle het lankal hierdie lied gesing toe die apostels eers begin skryf het. En dis wat dieselfde as wat ons in die Ou Testament kry. Musiek en gedigte gaan gewoonlik verhale en geskiedenis vooraf. So ek lees vir ons Filippense 2 vers 5 tot 11. Laat dan dieselfde gesindheid in julle wees. Dis verkeerde bril, vriende. Wat het ek nou met, hy lê daar. Ek het een keer dieselfde fout by 'n synode oorgekom, toe wil een persoon weet, hulle wil net weet, dan met watter bril kyk ek na die teks. So, kom ons kyk met watter bril ek na die teks kyk. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Tot sover die skriflesing. Ons sing sittend, Vlam 120, hy is Heer. Hy is hier,
Vriende, u weet my kollega Dominee Fritz het verlede week presies hierdie selfde teks gelees. Ons gaan dit gedurende lydingstyd wil ons graag hierdie teks aan die bod laat kom en elke keer 'n ander aspek van hierdie teks. Want tipies aan gedigte of liedere is dit gelade tekste. En in besonder in die antieke wêreld was skryfmateriaal duur was en wat briewe nie gedupliseer kon word anders as maar per hand nie. En daarom was dit kosbaar om so iets te kon doen, naamlik om te skryf en daarom is woorde gekies. Die ander rede hoekom ons gaan bly fokus op hierdie teks, dit gee 'n bepaalde dimensie aan lydingstyd wat ons net laat besef omdat ons aan die ander kant van die kruis staan, van die opstanding staan, is lydingstyd eerder 'n tyd van toewyding as wat dit 'n tyd van swaarmoedigheid is. Dis 'n inspirerende tyd. Dis 'n tyd wat weer opnuut ons identiteit wil bevestig. Dit is nie 'n tyd wat ons geroep word om met lang gesigte as gelowiges in hierdie lewe in te gaan nie. En ek hoop iets daarvan kom ook vanoggend weer na vore. Verlede week het Fritz op vers 5 net daai eerste gedeelte fokus en dan baie spesifiek dat dieselfde gesindheid wat daar aan Christus Jesus was, ook in ons wees. So, en dis as te ware die opskrif, dis nie deel van die lied nie. Paulus skryf daai sinnetjie en dan begin die lied of die gedig. En dit gaan dus daaroor, laat ons iets van Christus se gesindheid weerspieël. En dit gaan oor baie meer as what would Jesus do. Dit gaan eerder daaroor, hoe beliggaam ek die betekenis van die kruis in hierdie lewe. So dit is waar die fokus in besonder val. Nou vriende, as ons daaroor wil praat, sodat as ek my sin kon kry, dan sou ek die tema van hierdie hele lydingsgeleentheid gemaak het die volgende. En ek skuis dat dit in Engels is, maar ek het dit by 'n Engelse teoloog gekry. Jesus became human so that we may become fully human. Jesus het nie mens geword sodat ons al te godderig moet word nie. Jesus het mens geword sodat ek en jy ten diepste autentiek as mense sal leef op hierdie aarde. Want God het ons geroep nie om klein gooitjies te wees nie, maar om eg mens te wees. Jesus became human so that we may become fully human. En dis die boodskap van die evangelie. Die evangelie leer ons om ten diepste as mens te leef. En dan baie spesifiek as medemens te leef. Destydse wêreld, dit het ek nou al by meer as een geleentheid gesê, was die hadiese mense, hulle was nie individualiste nie. En ek gaan dit net weer herinner daaraan, ons leef in 'n individualistiese wêreld. Met ander woorde, ek hoef nie my pa se beroep te beoefen nie. Ek moet kies, die ideaal is, laat ek beter doen as my pa, laat ek meer vooruit gaan in die lewe, laat ek die volgende tree gee en laat my kinders nog die volgende tree gee. En ek as individu bepaal my program, ek as individu maak my keuse as ek die dag gaan studeer, wat gaan ek swat? Ek kies my beroep en ek kies met wie ek wil trou, my familie kies nie met wie ek moet trou nie, ek kies met wie ek gaan trou. Dis 'n individualistiese identiteit. Ons het individualistiese identiteit. Nou ons hoef dit nie op te gee nie. Dit verryk ons en dit het gehelp dat daar in hierdie wêreld tegnologiese en ander ontwikkeling is wat haas ondenkbaar was. Soos hoef dit nie prys te gee nie. Maar as jy net 'n individu is,
dan is jy nie mens nie. Want in Afrika waar ons bly, met sy foute en sy tekortkominge, is daar ook baie uit te leer. En dit is dat ek net 'n mens is, deur ander mense. En dit is hoe die antieke mense ook oortuig was, daarvan ons noem dit die hadiese persoonlikhede. Met ander woorde, ek is ingebed in gemeenskap, en in die gemeenskap het ek 'n rol om te speel, het ek 'n verantwoordelikheid om na te kom, en dit wat ek doen, dit is ook en hoor my woordkeuse, dit is ook ter wille van die gemeenskap. Die Bybel is geskryf vir die hadiese mense, mense wat oorleef het, geleef het, en kon met vertroue leef, omdat hulle in gebed was. Hulle was nie individualisties nie. In die antieke wêreld, as jy 'n individualist was, dan het jy gesterf. Net eenvoudig omdat jy nie alleen genoeg kan plant, genoeg diere kan oppas, en jouself beskerm, en kinders in die wêreld bring, en kos maak, en nou nog gaan oorlog maak ook nie. Jy het ander mense nodig gehad. Daar was nie banke wat vir jou krediet gegee het nie. Jy moes as ingebedde mens, kon jy krediet kry of nie kry nie. As jy los was van ander, het jy gesterf. Dit is die kort en die lang daarvan. Nou binne hierdie konteks skryf Paulus, of trek Paulus dan hierdie lied wat Christene destyds lank al gesing het, trek hy dit in. En waar ek vandag op klem wil lê, is die een vers 6. Hoewel hy, dit is Jesus, in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak. Nou, ek gaan praat vanoggend oor hierdie vasklem. Die van u wat nog die 53 vertaling uit die kop kan onthou, hierdie gedeelte het gesê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op, het dit geen roof geag om aan mense gelyk te word nie. Onthou jy daai vertaling? Die 33-53 vertaling. Christus het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het hom leeg gemaak van sy goddelikheid. Ek het nooit verstaan wat beteken geen roof geag, tot maandag wat ek vir hierdie preek begin voorberei het nie. Die roof het regtig te doen met roof. Jy breek in en jy roof mense se huis. Jy beroof mense se huis. Dis letterlik wat dit staan. Want die Griekse woord wat hier gebruik word, sê, of kan ons ook vertaal, en dit is wat die 53 vertalers waarskynlik probeer doen het. Jesus het nie sy goddelikheid beskou om mense uit te byt nie. Jesus het nie sy goddelikheid gebruik om mense uit te bly, om vas te klem aan sy goddelikheid, sodat hy sy mag, sy almag kan gebruik tot sy eie voordeel nie. En ek dink, en ek praat nou nie net van Suid-Afrika nie, ek praat oor die algemeen, in die globale konteks. Kyk nou maar wat in die Midde-Ooste aan die gang is, so tussen al die dramatiese vals fake nuus. Weet van die konflik daar in die Midde-Ooste. Deel van die konflik is mense wat mag uitbuit. Mense wat vasklem aan mag, onder die waan hulle kan doen wat hulle lus het. Solank ek die mag in die hand het, solank ek kan vashou aan my mag, kan ek enige dag, enige iemand
in sy kanon instuur. En ek gaan dit nie eers voel nie. Want ek het die mag. Nou ek weet dit kan banaal klink. Maar Jesus, God het mag in die oortreffende trap. En wat doen God met mag? Hy lê dit af. Net ons sal mooi daaraan gedink. Die almagtige God lê sy mag af. Want ons kry dit nie reg. Ons kry dit nie reg om ten diepste net as mense te leef teenoor mekaar nie. God in Christus Jesus klem nie vas daaraan nie. Waar ons wil opklim teen die leer, gly Jesus af teen die leer. Waar ons daarna streef, en as ek sê ons, dan praat ek van myself ook. Want onthou, as ek gesond is, het ek mag. As ek 2 voertuie het ek mag. As ek 'n werk het ek mag. As ek 'n man is, het ek mag. As ek presteer op die sportveld, het ek mag. Ons almal het mag. Almal wat in hierdie gebou sit, het mag. En daarom is hierdie preek nie vir politici nie, want die preek is vir Linwood gemeente. En kan ek ook troos, u kind kan maar bly presteer op die atletiekbaan, soos Vrydag weer gebeur het, wat het klink my veral Menlo Park dogters, het besonder goed presteer. Dis nie kritiek op ons prestasies nie. Hierdie teks wil sê, waar lê my identiteit? Lê my identiteit in my mag? En as dit nie daar behoort te lê nie, waar behoort ons identiteit te lê? Dit gaan oor wat my definieer. Dit gaan nie daaroor of ek 'n baie suksesvolle besigheidspersoon is nie. Jy moet dit wees, jy mag dit wees, want dit is ter wille van ons hele gemeenskap. Dit gaan nie daaroor asof jy 'n politikus is wat dit gemaak het in die lewe of nie gemaak het nie. Dit is goed so. Of jy 'n atleet is, 'n rugbyspeler, 'n cricketspeler, wat uiteindelik eendag vir die Proteas speel. Dit is goed so, daar's niks daarmee fout nie. En jy moet aanhou daarmee. Maar is dit jou identiteit? As dit jou identiteit is, so lyk dit vir ons. Sê nie alleen die Bybel nie, maar leer die geskiedenis. Dis wanneer jy begin vasklem aan jou mag, wanneer jy uiteindelik jou mag begin gebruik om ander uit te buit, en uiteindelik is daar niks menslikheid in jou oor nie. En ek weet nie of mense sulke goed mag genoem as dit in die koerante staan nie. Maar kan ek dit maar sê, byvoorbeeld, die Epstein-sage. Dis 'n voorbeeld van ontmensliking. 'n Voorbeeld van wanneer jy vasklem aan mag en nog meer wil inpalm en inpalm. En dis niemand se doel, niemand se begin waarskynlik daarmee dat ek wil mag inpalm sodat ek ander mense kan uitbuit nie. Die ding is, hoe meer ek het, hoe meer behoort ek, Filippense 2:6, in gedagte te hou. Maar vriende, as ek dit alles gesê het, dan gaan hierdie teks eintlik oor ons as geloofsgemeenskap. Wat beleef ons
wanneer ons as gemeente bymekaar is, op 'n Sondagoggend, wanneer ons potjiekos hou, wanneer ons as 'n Bybelstudiegroep bymekaar is, wanneer 'n vrouegroep bymekaar is, wanneer ons 'n manne-ontbyt een van die dae weer het. Wat is ons belewenis onderling? Beleef ek ons het 'n gedeelde identiteit? Hierso is ons mense wat elkeen in hulle eie veld baie besonder presteer. Maar weet jy, wanneer ons hier by mekaar is, dan is ons identiteit in Christus dit wat ons optrede bepaal. Want hier leer ons mekaar dat ons identiteit in Christus lê, sodat wanneer ek maandag en dinsdag en die volgende dag, wanneer ek in die harde werklikheid van die wêreld gaan besigheid doen, my beroep beoefen, my roeping uitleef, met oorgawe, met intensiteit, met woede as dit gepas is, met rustigheid as dit daarom vra, dan kan ek dit doen vanuit my identiteit van Christus. En Christus is vir ons 'n mooi voorbeeld. Toe dit gepas was, het hy kwaad geword. Toe dit gepas was, het hy saam met mense gehuil. Toe dit gepas was, het hy tereggewys. Toe dit gepas was, het hy ontmoedig. Christen wees, ons identiteit in Christus, is nie ruggraatloosheid nie. Dit is dapper. Om in die beroep waar elkeen van u staan, om in die hoërskool en laerskool en op universiteit jou roeping uit te leef, vra dat jy ruggraat moet hê. Dit vra meer as sy pond vleis. En vriende, die woord van die Here, Filippense 2 vers 5 tot 11. Wanneer ons as geloofsgemeenskap bymekaar is, wil vir ons die emosionele energie, die geborgenheid, die herinnering bied. Leef jou identiteit in Christus uit. Leef dit met oorgawe, volgens die reëls van die spel van jou beroep. Dit is wat dit beteken om mens te wees. En weet jy, ons kyk ook dan baie keer na iemand wat, kom ons sê maar die hoogste sport bereik het, of het nou in sport en of in 'n loopbaan is, en ons hou vir alle oog tot watter mate misbruik hulle mag, klou hulle vas, buit hulle dit uit. Maar in 1 Tessalonisense wys Paulus vir ons dat werklose leegleers ook mense kan uitbuit. So mag het nie altyd te doen met geld of status of geleerdheid of vermoëns nie. Die uitbuit waarvan hier gepraat word, geld oor die hele spektrum van menswees. En Paulus praat in Tessalonisense met gelowiges wat gesê het, want die Here kom. Paulus hulle sê mos, die Here kom gou-gou. So hulle bedank hulle werk, en nou is al 'n week verby, en die Here het nie gekom nie, en nou is hulle honger, en nou het hulle nie 'n dak oor hulle kop nie, en nou begin hulle by ander bedel, en nou begin hulle op ander gelowiges, nommer 1, natuurlik op hulle neersien, en nommer 2, buit hulle situasie uit. Ons as geloofsgemeenskap, hoe herinner ons mekaar aan ons identiteit in Christus? Hoe leef ons met die mate van gesondheid, vermoëns, prestasies, posisies, verantwoordelikheid wat ons het? Iemand het by geleentheid gesê, elke oggend as jy opstaan,
moet jy die mag wat jy het aflê. Dis wat dit beteken om mens te wees. Dis wat dit vra om ten diepste Christus gelyk te wees. In 'n wêreld waar jy jou eer moet handhaaf, kom Jesus en hy doet afstand daarvan. En vriende, die skande van die kruis is nie omdat, nou gaan ek weer soek na woorde om dit uit te druk, die skande van die kruis is nie omdat Jesus nakend aan die kruis gehang het nie. Dit is nie omdat daar spykers deur sy liggaam geslaan is nie. Dit is nie omdat hy gegeesel is nie. Dit is nie omdat hy 'n doringkroon op sy kop sou gehad het nie. Dit is nie omdat die soldate spies in sy sy gesteek het nie. Die skande van die kruis is, Jesus het teen die menslike intuïsie in af beweeg en nie op gegaan nie. Dis die skande van die kruis, dat dit God gekos het om sy mag af te lê, want ons wil nie ons mag af lê nie. Om te leef soos Jesus geleef het, is nie om 'n kuis Victoriaanse lewe te lei nie. Is om elke dag as jy opstaan, die mag wat jy het, te relativeer. En as jy dit doen, dan verstaan jy die skande van die kruis. Dan voel jy partykeer die skande van die kruis aan jou lyf. Maar dan, vriende, word medemenslikheid moontlik. Dan is dit moontlik om as gemeenskap van gelowiges saam te leef. Laat ek kyk of ek ten minste aan die einde by my teks kan hou. Weet jy vriende, eintlik wat julle moet doen is nie te veel luister na my as ek preek nie. Aan daai tyd vra jy, "Van stuur vir my wat jy regtig sou gesê het." Partykeer is dit beter. Ek gaan vir julle my slot lees. Ons leef, liewe gemeente, in 'n wêreld waar almal iets moet bewys. Op sosiale media moet jy wys jy's gelukkig. By die werk moet jy wys jy's bekwaam. Op die sportveld moet jy wys jy is goed genoeg. In die akademie moet jy wys jy's slim genoeg. En selfs in ons aanlyn teenwoordigheid moet ons wys dat ons besig is, dat ons aan die gang is, dat ons relevant is, dat ons suksesvol is. Ons kinders leef ook daarin. Hulle moet leer, oefen, presteer, probeer, en dit is goed. En ek bedoel dit as ek dit sê, want dit bou karakter, dissipline, en dit verskaf baie vreugde. Die probleem is nie prestasie nie. Die probleem is wanneer prestasie jou identiteit word. Wanneer sukses jou manier word wat jy jouself definieer. Wanneer jy begin glo dat jy moet gryp om te kan wees. Wanneer ek begin glo, ek moet gryp om te kan mens wees. Filippense 2 vers 6, soos 'n ander soort waarheid wat dit kom bekendstel. Christus wat van ewigheid af in die volle gestalte van God bestaan het dit nie gegryp nie, het dit nie vasgeklem nie, hy het dit nie gebruik om uit te byt nie. Hy het sy waarde bewys deur die skande van die kruis. En God sê nie net vir hoe ons moet leef nie. In Christus kom beliggaam God mens wees. In Christus beliggaam God wat dit is om autentiek mens te wees. En dis die bevrydende punt vir vandag. Jy hoef nie te gryp om waardevol te wees nie. Nie Instagram nie, nie in jou loopbaan nie, nie in jou studies nie, nie in die sport nie, nie in jou verhoudings nie.
Christus wys vir ons 'n ander manier om mens te wees, 'n manier waar jy kan strewe, kan groei, kan leer, kan presteer, maar nie om jouself te bewys nie, nie om jou plek te verdien nie, nie om jou identiteit te bou nie, want jou identiteit lê nie in wat jy bereik nie, maar aan wie jy vashou. Ons identiteit lê aan wie ons vashou en eintlik meer korrek aan wie ons vashou. Dus, liewe gemeente, as ek dit vir u so kan sê, in hierdie lydingstyd, mag ons ophou leef asof ons moet gryp om te kan oorleef. Mag ons ophou vergelyk, ophou kompeteer vir waarde, ophou leef asof ons net so goed is soos ons laaste prestasie. Mag ons eerder die gesindheid van Christus dra, die een wat nie gegryp het nie, en juis daarom die wêreld verander het. Mag ons kinders vry wees om te leer en te speel en te groei, nie om liefde te verdien nie, maar omdat hulle reeds geliefd is. Mag ons volwassenes vry wees om te werk en te droom en te bou, nie uit vrees nie, maar uit dankbaarheid. Mag ons as Linwood gemeente 'n plek wees waar niemand hoef te bewys dat hulle behoort nie. Amen. Vriende, kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie vir die gawes en die talente wat U ons gegee het. Baie dankie dat ons kinders geleenthede kan gee om te leer en te presteer, om deel te neem en hulle te geniet. En baie dankie dat ons ook in mekaar se vreugde kan deel. Vreugde van sukses wat behaal is, omdat ons ook daar vir mekaar is om te troos as iets nie suksesvol afgeloop het nie. Baie dankie, Here, dat ons ver oggend kon sien in Filippense 2 vers 6, dat dit is egter nie wie ons is nie. Dit is nie wat ons waardevol maak nie. En die Here gee dat ons, veral ons wat ouers en grootouers is, dan sal slaag om ons kinders te laat besef, hulle is geliefd. En daarom gun ons hulle prestasies, en ons gun hulle, wanneer hulle nie presteer nie. Want ons verbintenis aan mekaar hang nie af van dit waarna ons gryp, dit waarna ons reik, dit wat ons bereik nie. Dankie dat ons identiteit lê in die skande van die kruis, in aflê, nie uitbuit nie. Here, en as ons dit vir mekaar sê, dan weet ons ook, dit vra enorme wysheid. Want wanneer is ek nou ferm, beslis en doelgerig? En wanneer is ek besig om uit te byt? Wanneer leef ek so dat my identiteit inderdaad in Christus sigbaar is? En wanneer versluier ek Christus se beeld in my? Here, gee dat ons as geloofsgemeenskap mekaar so sal bemoedig, aanmoedig, in mekaar se vreugde en leed deel, dat ons kollektief 'n stuk wysheid sal ontvang, om nie te gryp nie, maar te dien, omdat U die een is wat ons identiteit reeds in Christus gevestig het. Baie dankie dat ons dit kan bid, omdat ons in ons wysheid, in ons menswees, van U afhanklik is.
Dankie dat U ons kom leer het, menswees kom beliggaam het. Help ons om erns daarmee te maak. Ons bid dit in die naam van U, ons Skepper, ons Verlosser, die Heilige Gees wat ons leer en lei. Amen. Vriende, daar is geleentheid om die Here te dien met ons dankoffer, en dan gaan ons met 'n slotlied eindig. Vriende, die van u wat in Stellenbosch studeer het dalk gehoor van Pink Piet, daar voor die teologiese fakulteit, sy standbeeld wat daar staan, Prof. Johannes Du Plessis. Prof. Johannes Du Plessis was die persoon wat midde is in die sogenaamde kerksaak of die Du Plessis saak. En die van die wat so bietjie van die geskiedenis ken sal weet, dat die kerk het hom aangekla, omdat die boodskap dat Christus homself ontledig het van sy godheid en mens geword het, net teologies dogmaties nie reg geklink het nie. Uiteindelik het hy die saak by die kerk verloor, maar in die sekulêre hof gewen. En hy het sy salaris ontvang tot die dag van sy dood, maar hy mag nie klas gegee het nie. As jy dink hierdie teks is nie 'n radikale teks nie, gaan lees bietjie oor die sogenaamde Du Plessis saak. Dit is vir ons moeilik om te aanvaar dat God ons roep om ten diepste mens te wees. Want ek wil so graag
net 'n bietjie godderig wees. So dink mooi oor hierdie teks, en as hy aanstoot gee, hierdie teks het nog altyd aanstoot gegee. Slotlied is lied 393, strofe 1, 3 en 4 gaan ons sing as antwoord op die Here se woord. Liewe gemeente, gaan leef met selfvertroue, gaan leef met oortuiging, gaan leef met die wete God het jou lief, elkeen wat in hierdie gebou staan en daar buite in die parkeerarea sit. God het jou lief. Dit is ons identiteit. Dit is wie ons is. En daarom kan ons inderdaad gestroop van mag, gaan ten diepste mens wees, soos Christus mens geword het, terwille van ons. En ons kan dit gedoen, want die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus die Here, die wysheid, die krag en die werking van die Heilige Gees, is met elkeen van ons, nou en tot in ewigheid. Amen.